fashioned by the voice of God. I am purposed by His will. It is now my turn to take a stand, make the difference He demands. In the name of God, this banner must rise. Be courageous and be strong. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I yearn to live filled with passion and always be enveloped by hope. As I marvel at this flame that burns, see the faith and the hope it ignites, for the truth and for the stream, for the truth and for the stream, I am consumed. Goeiemôre en baie welkom by hierdie Doxadeo Artuo aanlyn diens. Hoe lekker is dit dat nie een van ons vanoggend laat is vir kerk op hierdie yskoue Sondagoggend nie, maar pragtig. Ek en David is gevra om vanoggend vir julle te verwelkom en te vermaak, maar ons het eenparig besluit dat ek nog immers 30,000 woorde het om af te handel voor die einde van vandag en hy die beste sal wees agter die skerms. So in plaas van vermaak het ek besluit om hierdie geleentheid te kaap om 'n stukkie van my hart met julle te deel. Joe Black het die inperking so verduidelik. Verbeel jou jy ry in 'n bus. Jy is die enigste persoon wat nie 'n sitplek het nie. Die bus kom tot 'n geweldige vinnige halt en jy het nêrens om vas te hou nie. Dit was hard en seer. En ek is seker baie van ons het die inperkingstyd so ervaar. Mag dit wees omdat jy in die voorste linies gewerk het in hierdie tyd en blootgestel was aan baie. Of omdat jy emosionele trauma ervaar het, soos ek. As ma het ek gewonder wat die toekoms inhou. Of jy het jou werk verloor of jou werknemers moes afdank. Ons almal het 'n stukkie pyn ervaar en dit was hard en seer. Maar dis waar ek wil inkom vanoggend met wat ek ervaar het die laaste week. Ek het in my hart gevoel om vir die Vernagel en die Doxadeo span te bedank vir die onverpooste toewyding wat hulle aan elkeen van ons getoon het in hierdie tyd. En hulle gehoorsaamheid aan God. Hulle was daar met 'n oproep of 'n Zoom of 'n liedjie, kinderbediening, daar was altyd iets om na uit te sien, 'n woord. En daarvoor is ons so dankbaar. En my tweede dankie, of sal ek ook sê, hulle was daar toe ons bus tot stilstand gekom het, om seerplekke skoon te maak, af te vee en pleisters te plak. En daarvoor is ons dankbaar. My tweede dankbaarheid was aan God, dat hy seker gemaak het, my bus stop reg langs hom. En ek het dit so ervaar, dat God hierdie stilte gebring het, sodat ek hom weer kan ervaar, opnuut kan ontmoet. En ek bid dat dit elkeen van julle se ervaring ook was. En nou dat hierdie inperkingstyd gelig word, en die lewe terugkeer na normaal toe, met so 'n bietjie onsekerheid vir die toekoms, bid ek, dat elkeen van ons, God steeds sal ervaar, najaag, en ons toewyding tot hom, nie sal verminder nie. Ek hoop julle geniet die diens. Jeannie, wat het jy ervaar toe jy tot bekering gekom het? Daai eerste stap wat jy moes gee op hierdie nuwe journey saam met God. Weet jy, Leandre, het was vir my ongelooflik geweest. Dit was my ongelooflik om te weet ek is 'n kind van God. Maar dit was my tog so onseker want ek het nie geweet wat is my volgende stap op my pad as 'n nuwe Christen nie.
Ek is so bly jy sê dit, want ek dink daar's soveel mense wat presies voel soos wat jy gevoel het. Jy's dalk 'n nuwe Christen en jy vra, wat nou? Wat is die volgende stap? Beslis, maar ek het gehoor van hierdie 20 dae ontdekkingsreis met die naam Groei. Jou eerste tree met Jesus, geskryf deur John Simons. Jeannie, ek dink hierdie gaan briljant wees. 'n awesome tool wat jou kan nie koop, al is jy 'n nuwe Christen of al stap jy al 'n lang pad saam met Jesus. Jy kan ander gaan help of jouself help met dit. Vanmiddag gaan ons die inligting beskikbaar maak op ons WhatsApp groepe as ook op ons Facebook. Kyk uit daarvoor en join ons in hierdie 20 dae ontdekkingsreis saam met Jesus. Manne, ek het goeie nuus. Die 26ste Junie het ons 'n Zoom saam met Frank Ruitenbach en jy mag dit nie mis nie. Frank gaan bietjie met ons praat oor hoe hy as man deur die tyd van Grendeltyd gewerk het en sy storie vertel en ek weet dit gaan jou bemoedig. Ons ander kampusse uit die Kaap gaan ons ook join op hierdie Zoom. So maak seker om te registreer. Dit is die 26ste Vrydag aand om 7uur. So kry jou biltong reg, kry jou snacks reg en kom join ons. Sit in en hoor en luister wat Frank vir ons vertel net oor hoe hy die tyd deurgewerk het en wat God vir hom gesê het. Ek weet hierdie storie gaan jou bemoedig op die einde van die dag. So maak seker jy kyk uit op al ons digitale platforms, gaan ons die link uitstuur vir jou om te registreer en dan maak jy seker jy is deel van die tyd en jy geniet dit. So ek glo en ek hoop ek sien jou saam met ons op daai Zoom. Sien jou daar.
every moment I withhold nothing. I'm learning to trust you even when I can't see it. And even in suffering, I have to believe you. If you say it's wrong, then I'll say no. If you say release, I'm letting go. If you're in it with me, I'll begin. When you say to jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. I don't wanna follow my own ways. I'm done chasing feelings. Spirit, lead me. Oh. It felt like a burden once I could grasp it. You took me further than I was asking. And simply to see you is worth it all. My life is an altar. Let your fire fall. If you say it's wrong, then I'll say no. If you say release, I'm letting go. If you're in it with me, I'll begin. And when you say to jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. I don't wanna follow my own ways. I'm done chasing feelings. Spirit, lead me. Gonna let your spirit lead me. Oh, with everything, I'm gonna let your spirit lead. Oh, I'm gonna let your spirit lead me. When all hope is gone and your word is all I've got, I have to believe you still bring water from the rock to satisfy my thirst, to love me and my words. And even when I don't remember, you remind me of my words. I don't trust my ways. I'm trading in my cause. I lay down everything, 'cause you're all that I want. I've landed on my knees. This is the cup you have for me. And even when
If you say it's wrong, then I'll say no. If you say release, I'm letting go. If you're in it with me, I'll begin. And when you say to jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. I don't wanna follow my own ways. Don't chase the feelings. Spirit lead me. Spirit lead me. Spirit lead me. Spirit lead me. I have what you need, but you keep on searching. I've done all the work, but you keep on working. When you're running on empty and you can't find the remedy, just come to the well. You can spend your whole life and chasing what's missing, but that empty inside, it just ain't gonna listen. When nothing can satisfy and the world is Die disippels kom na Jesus toe en hulle vra vir hom om hulle te leer bid. En Jesus leer vir hulle verskillende goed en een van die elemente wat Jesus in hierdie gebed insluit, vind ons in Matteus 6 vers 13. Kom ons lees hierdie vers saam. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Ons ken dit so goed. Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Nou, dit is baie interessant dat Jesus die disippels leer om so te bid, want ons weet, die skrif sê duidelik vir ons, veral in die bekende hoofstuk 1 van Jakobus, dat God kan nie verlei word nie, en God kan ook niemand verlei nie. Verder sê Jakobus 1 dan vir ons dat elke goeie gawe waaraan jy kan dink, en elke volmaakte geskenk waaraan jy kan dink, kom van bo af. God is 'n goeie God. En dan sê Jakobus selfs dat die hemelligte kan verander soms, want hulle verduister soms. Maar die God wat hulle gemaak het, hy bly altyd dieselfde. Hy is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Hy kan nie verduister nie, hy kan nie verander nie. Jakobus sê eintlik vir ons, God kan nie lig en duisternis meng met mekaar nie. Dit is buite sy karakter en daarom kan God jou ook nie versoek nie, want die woord versoeking, die konsep versoeking het 'n negatiewe konnotasie. So hier is die vraag, as God dan nie kan versoek nie, waarom leer Jesus die disippels om te bid, lei ons nie in versoeking nie?
En ek wil jou vandag help om dit beter te verstaan, sodat jy dit ook kan begin bid. Om dit te verstaan, moet ons iets van die woord versoeking verstaan, wat die betekenis daarvan is. Nou die Afrikaanse woord versoeking word gebruik vir 2 verskillende Griekse woorde. Nou die eerste Griekse woord is die groot woord dokimazo, wat verband hou met die gedagte van toets in Afrikaans. Ek skryf 'n toets. So die eintlike betekenis is om iets te ondersoek en te toets om te sien of dit reg is of nie. Byvoorbeeld die toets waardeur metale sal gaan om die egtheid van die metaal te bevestig. Dit is die woord toets, dokimazo. Nou ons weet, somtyds het God nodig om ons te toets met baie spesifieke rede. Luister wat sê 1 Petrus 1 vers 6 en 7. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef, onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word, tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Het jy dit al ooit raak gelees in hierdie skrif? Hierdie skrifgedeelte sê, amper so tussen hakkies, as dit nodig is. Nou ons gaan later terugkom na dit, bære dit net gou so bietjie as 'n fokuspunt hier iewers agter in jou kop. Maar ek wil vandag saam met jou na 1 of 2 voorbeelde gaan kyk. Die Here het die volk Israel beproef in die 40 jaar wat hulle in die woestyn rondgeswerf het. Ons ken daardie verhaal en gebeurtenis so goed. Israel het gesê dat hulle sy kinders was. Maar ons weet, en ons sien die bewyse in die skrif, dat hulle harte ver van God af was. Solank het met Israel goed gegaan het, het hulle hom gedien. Maar elke keer as dinge verkeerd geloop het, het hulle die rug op God gekeer. En daarom het God hulle herhaaldelik beproef om te sien of hulle werklik opreg in hom glo of nie. Nog 'n baie goeie voorbeeld is Abraham. Ons weet Abraham was getoets deur God. Hy was beproef deur God. Die vraag is hoekom? God wou sekerlik seker maak dat Isak nie vir Abraham belangriker word as God self nie. Abraham het as gevolg van sy liefde vir sy kind en die belofte wat God hom gegee het, hierdie groot belofte, het Abraham die gevaar geloop om ongehoorsaam aan God te word. En daarom het God nodig gehad om Abraham ook te toets, te dokimazo. En ons weet dat Abraham die toets geslaag het. Ons weet dat Abraham tot die einde gehoorsaam was aan God, dat Abraham lief was vir God. En daarom het God hom beloon en gesê, ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel en soos die sand van die see, en dan iets baie belangriks. En jou nageslag sal die poorte van sy vyande in besit neem. Abraham het hierdie toets nodig gehad. Abraham het hierdie toets nodig gehad om te verseker dat sy liefde vir sy seun, sy aardse seun, en hierdie belofte wat God hom gegee het, wat so maklik rondom homself kon begin sentreer het, nie groter was as sy liefde vir God nie. God sal nooit, as dit nie nodig is nie, ons voor so 'n tipe toets stel nie. Wanneer ons God liefhet met ons hele hart, ons hele siel, al ons krag, ons verstand en ons bly getrou aan hom, sal God ons nie voor sulke toetse hoef te stel nie. Daarom moet ons bid. Help ons Here dat ons getrou en gehoorsaam aan U sal bly. Dat ons afgesonderd vir U sal bly. Dat ons U sal lief hê met ons hele hart, sodat hierdie tipe toetse nie nodig sal wees nie. So wanneer ons bid, lei ons nie in versoeking nie, bid ons eintlik vir ons eie afgesonderdheid, ons devotion aan God. Die tweede Griekse woord wat gebruik word vir versoeking is die woord pirazzo. En dit is die soort versoekings dat
as jy daarvoor sou soeg, doen dit jou groot skade. En God wil nooit sien dat ons skade ly of vernietig word nie, en daarom glo ek, is hierdie sinsnede ook opgesluit in die Onse Vader. Die vyand, weet ons, toets ons nie soos God ons toets nie. Wanneer God ons toets, het ons nou net gesien in hierdie voorbeelde, is dit tot ons voordeel. Maar wanneer die vyand kom en ons toets, wanneer hy ons versoek, is sy motief om ons te beroof en ons te vernietig. Die skrif sê dit vir ons duidelik in Johannes 10 vers 10. Hy het gekom om te steel en om te slag en te verwoes. Ons ken sy agenda, ons ken sy modus operandi. Adam en Eva het in die struik van versoeking getrap, omdat hulle vleeslike begeertes die oorhand gekry het oor hulle begeerte na God toe. Hulle was ook hoogmoedig en wou dit wat die vyand vir hulle voorgehou het, vir hulle self hê, ten spyte van die feit dat God dit verbied het in hulle lewens. Die vyand het ook probeer om Jesus te versoek. Nadat Jesus 40 dae in die woestyn was en gevas het, kom die vyand en hy versoek hom. Die vyand het geweet, Jesus was honger. Hy het geweet, Jesus was vulnerable. En daarom het hy hom uitgedaag om die klippe in brood te verander. Hy vat Jesus na die hoogste deel van die tempel toe, en daar daag hy hom uit, en hy sê, spring hier af, en kyk of u engele u vang. Hy kom 'n derde keer na Jesus toe, en hy versoek hom, en hy sê vir hom, ek beloof om al hierdie koninkryke van die aarde vir u te gee, as u nou neerval, en my aanbid. Kan jy sien hoe werk versoeking? Jesus self was versoek, en hy het die vyand se agenda geken. Hy het geweet, die vyand se agenda is niks anders as vernietiging nie. En daarom leer Jesus sy disippels om te bid, om nie in versoeking te kom nie. En ook om te bid, om wakker te wees, en attent te wees, wanneer die vyand wel met sy versoekings kom. Ek wil vandag ook saam met jou die vraag vra, hoe werk versoeking? Dis belangrik om dit te verstaan. Versoeking oorval jou nooit net in 'n oomblik nie. Versoeking is 'n proses. In daardie selfde hoofstuk in Jakobus 1 beskryf Jakobus dit as volg. Kom ons lees dit saam. Dis vers 13 tot 16. Jakobus sê, laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Wat sê Jakobus hier vir ons? Jakobus sê, 'n versoeking begin met 'n leuen. Die leuns van die vyand, wanneer hy jou vertel dat jy sekere goed nodig het in jou lewe, of dat jy met sekere goed op 'n sekere manier moet omgaan, op 'n ander manier as wat God vir jou voorskryf. En dan sal jy werklik vervulling beleef. Dan sal jy werklik geluk beleef. En wanneer ek dan toelaat dat hierdie leuns van die vyand verder bevrug word, begin dit begeertes te word. Dit word omgesit na begeertes. En hierdie begeertes bring uiteindelik die dood voort. En laasweek het ons so 'n bietjie gepraat oor hierdie woord dood, wat dit beteken. Dit beteken om geskei te word van God. Die vyand is 'n meester daarin om ons intens te versoek, as hy sien, of wanneer hy sien, dat ons geloof begin verswak. Wanneer ons minder begin bid, wanneer ons minder tyd in die woord spandeer, wanneer ons minder die begeerte het om die stem van die Heilige Gees na te streef, wanneer ons minder afgesonderd leef, dis dan wanneer hy juis kom met sy grootste versoekings. As ons gaan kyk na Efesiërs 6,
die hoofstuk in die Bybel waar die wapenrusting beskryf word. Ons weet die wapenrusting is die geestelike toerusting wat ons nodig het om weerstand te kan bied teen die vyand en wat ons nodig het om staande te kan bly. En as ons gaan kyk na hierdie hoofstuk, dan sien ons dat die laaste item en dalk die een wat ons sekerlik die minste aan aandag gee en waaroor ons dalk die minste praat, gebed is. En dit is so belangrik in hierdie tyd dat ons oor gebed praat en wanneer ons oor gebed praat, laat ons ook die wapenrusting verstaan. Lees saam met my Efesiërs 6 vers 18. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. By elke geleentheid bid in die Gees, die laaste deel van die wapenrusting. Jesus het geweet hoe belangrik gebed is wanneer dit kom by versoeking. Jesus weet, hy moet hierdie deel in hierdie Onse Vader opsluit, want gebed lei ons na geestelike volwassenheid toe. Gebed help ons om staande te bly wanneer die versoekings kom. Gebed maak die vyand se planne aan ons bekend en dit maak die vyand se strategie aan ons bekend. So wat sê die skrif? Hoe moet ons versoeking hanteer? Ek lees saam met jou 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Baie keer hoor 'n mens mense sê, jy sal nie my storie verstaan nie. Jy sal nie my probleem verstaan nie. Jy sal nie my versoeking verstaan nie. Jy sal nie my omstandighede verstaan nie. Dis uniek. Maar hoor vandag wat sê die skrif. Die skrif sê eerstens, jou versoeking is nie groter as wat jy kan hanteer nie. Al voel dit dalk so. Tweedens sê die skrif, dat in tye van versoeking, sal God die uitkoms gee. Wanneer ons na God toe gaan met versoekings, vind ons weer sy waarheid oor ons lewens en in daardie spesifieke areas waarin ons versoek word. Ons moet 'n gebed na God toe gaan. Dis wat die Onse Vader ons leer in tye van versoeking. Wilskrag kan jou nie deur versoekings vat nie. Al wat jou deur versoekings kan vat, is die waarheid van God oor jou lewe en wanneer jy dit ken. Johannes 8 vers 32. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Hoor gou hoe mooi is hy in die Passion Translation. For if you embrace the truth, it will release true freedom into your lives. Dis wat gebed doen, dit help ons om die waarheid te embrace, te omhels. Wanneer ons in tye van versoeking bid, soos Jesus ons leer om te bid in die Onse Vader, maak dit ons ontvanklik vir die waarheid. Dit bring ons harte by 'n plek waar ons weer die waarheid kan ontvang. En dis hierdie waarheid van God wat vir jou 'n openbaring gee van die appel wat die versoeking op jou lewe wil rig. Jy mag dalk vandag en in hierdie seisoen waarin ons is ook, in 'n woestyntyd wees. Jy mag dalk by 'n plek wees waar die vyand net soos met Jesus aanhoudend aan jou aanloklike alternatiewe kom voorstel in ruil vir God se waarheid oor jou lewe. En dis wat versoeking is. Hy wil hê jy moet 'n ruiltransaksie maak tussen waarheid en leuns. En ek wil vandag saam met jou bid en in hierdie week, dat jy God se waarheid opnuut sal ontdek, en dat jy weer sal vas staan op dit, dat jy weer sal lewe, daar staan geskrywe, want dit sal jou waarlik vrymaak. Ek bid vandag vir jou, soos Korintiërs eindig, ek bid vir jou die gemeenskap van die Heilige Gees, ek bid dat die gemeenskap van die Heilige Gees met jou sal wees, want die Heilige Gees lei ons in die waarheid in. Wat 'n ongelooflike versekering is dit nie vir ons geloof nie.
As jy vandag dalk by 'n plek is en baie keer as ons dink aan die woord versoeking, dan dink ons dadelik dis 'n konnotasie met die goed wat ons geklassifiseer het as groot sondes. Vandag beleef ek net in my gees dat die Here vir ons wys ook dat versoeking ook plaasvind in ander areas van ons lewens. In areas waar ons ander stemme hoor as God se stem. Ander stemme wat vir ons leuns vertel en ons begin te val vir hierdie versoeking deur hierdie leuns ons waarheid te maak. En daarom moet ons teruggaan na gebed toe. Sê Here, in 'n tyd van gebed lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want in hierdie tyd van gebed ontvang ek openbaring van God se waarheid en dit maak my waarlik vry. God se waarheid stel nooit teleur nie. Ek wil jou nooi, as jy in 'n moeilike tyd is, waar daar baie versoekings is, gaan vandag op jou knieë en sê, Here, hier is ek. Laat u waarheid oor my reën. Laat u waarheid oor my skyn, want u waarheid sal weer vir my nuwe lewe gee. Ek seën jou met dit, in Jesus naam. Amen.